Pragtig, baie dankie. Wonderlik geseënd en mooi. Wees so baie welkom in sy teenwoordigheid. Sy grootheid en sy goedheid. In besonder Pastoor Angela en Hendrik. Wat 'n voorreg, lekker om julle te sien. Mooi gasvrye wandkom vir hulle. Al die pad ver van Volksrus af. Pragtig, wonderlik en lekker. Heilig is sy teenwoordigheid. Genadevol en groot en goed is sy guns en sy liefde oor u en oor my. Prys sy wonderlike en alleen heilige naam. Ek gaan vanmôre weer vir u bedien, soos wat sy gees my absoluut gebevrug het. En as ek dit vanmôre net vroegtydig kan sê, ek gaan bietjie baie profeties met u praat. U weet, ons kom by mekaar, die een keer is sodat die een die ander een kan versterk. En aan ander kere sodat jy self versterk kan word. En dan ander kere gesamentlik net om hom lof, dank en ere te gee. En dan gebeur daar iets soos vanmôre, waar ons bietjie buite onsself gaan kyk, na hulle daar buite, met sy liefde en met sy genade. Moenie nou skrik nie, sy woord verwar nie, sy woord bevestig, en sy woord raad en lei, volgens sy raad en volgens sy planne. Nou ek gaan vanmôre vir u 'n gedeelte lees wat vreeslik bekend is. U ken my as 'n Nuwe Testament prediker, ek gaan uit die Ou Testament uit lees. Ek het niks daarteen nie, maar nou nie my verkeerd verstaan nie. Maar ek gaan 'n spesifiek bring vanmôre. U ken die gedeelte baie goed en u gaan dalk 'n sekere preek nou hier uit verwag. Maar ek gaan net vir u bring wat ek by hom deur sy gees inspraak gekry het. Nie my eie siening nie, alleen inspraak deur sy gees. Ek wil hom vanmôre al die lof en die eer gee vir die voorreg om met hom te kan kommunikeer. Vir die voorreg om van hom af te kan hoor. Hy ken my hart, hy ken my gees, baie oop boek vir hom en hy weet altyd hoe praat ek, hoe deel ek met hom en ek beskou my situasie in hom, aan hom oorgegee. Wat hy my sê om te doen, dit doen ek. Ek is geen mense populêre soeker nie. Ek soek sy lof. Ek soek sy ere en ek soek sy heerlikheid. En kan ek getuig tot vanmôre toe. Is hy nie getrou? Is hy nie wonderbaar? Is hy nie bonatuurlik? En is hy nie goed nie? Ek gee hom al die ere daarvoor. Daarom lees ek vir u uit Jesegiel uit vanmôre. Baie bekende gedeelte, die 37ste hoofstuk. Maar ek gaan nie die eerste 10 verse vir u lees nie. Die meeste van u ken al daai verse. Dit is toe Jesegiel aangespreek was om te profeteer oor die doodsbeendere. Die doodsbeendere moet lewendig word, ensovoorts. Ek gaan verby alles daai en ek gaan na die 11de vers. En as ek hierdie inspraak vanmôre kan titel, dan wil ek dit titel Oorwinnende woord. Oorwinnende. Terwyl ek in afsondering was, nou, ek noem het net ter verduideliking, terwyl ek nog op my maag gelê het, gebid en verootmoedigheid vroeg vanmôre, en hy hierdie inspraak in my gees duidelik gegee het, was daar so 'n kosbare salwende teenwoordigheid. Vir my, wat dan bevestig jy hoor van hom. Hy is met jou en hy is by jou. En vanmôre wil ek prompt
uitsê, sy woord, die Alfa, sy woord, die Omega. En sy woord sê, daar gaan 'n dag en 'n uur kom, en mooi het Melanie vanmôre tyd, daar saamgevat vanmôre, wanneer elke knie gaan buig, en elke tong gaan bely, dat sy woord ja, en amen is, so kragtig. Nou kom ons lees net hierdie 3 verse. Toe sê hy, dis Jaffa, hoor mooi wat sê hy, then he said unto me, Son of man, hoor nou mooi, mensekind, hierdie bene, is die hele huis van Israel, met ander woorde profeties, né? In beeldspraak, typologie. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Ek gaan nou net gou ietsie sê. Klink dit nie soos 'n satanistiese inspraak nie? Presies hoe Satan mense kan beledig. En nou onderskei die ewige God sy eie volk. En hy sê, hoor wat sê hulle. Hy maak dus hulle harte openbaar. Daarom, en verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Daarom, profeteer en sê aan hulle, so spreek Jaffa. Waar is ons nou daar? Ja, jy het nie aangeskuif nie. This saith my master Jaffa. I myself. Jy moet hier mooi luister. Hy sê, ek sal julle grafte oopmaak. Wat 'n gesag. En julle uit jul grafte laat opkom. I myself am going to open your graves and I will cause you to come up. Ek wil nie met luister. I will cause you. Ek die lewende woord gaan dit veroorsaak. Halleluja. En die grafte oopmaak en julle sal uit jul grafte opstaan. Met ander woorde, julle eie situasie. Julle eie toestand. Opkom, o my volk. En ek sal julle bring in die land van Israel. Ander woorde, typologies beeldspraak weer, my belofte aan julle, my plek vir julle, my heerlikheid vir julle. En julle sal weet, dat ek Jaffa is, as ek julle grafte oopmaak. Dit is nou net so. Jy kan oor baie goed stry. Jy kan oor baie goed verskil, maar as hy jou aangeraak het, verander jou hele belydenis. Dan is al jou verskonings daarmee heen, al jou idees is daarmee heen, en jy besef dan net, hy het my aangeraak, en dit is nou hoe dit staan, dit is nou presies hoe dit is. En ek sal julle grafte oopmaak, en julle sal uit julle grafte opkom, o my volk. Dis nou waar ek was, nee. En ek sal my gees,
julle is dood. Nico sal sê, julle is gevrek. Lewendig kan word, en ek sal julle vestig, in julle land. En julle sal weet dat ek, Jahwe, dit gespreek, gedoen het, spreek, declareth, Jahwe. Wie sy paarskriffies geniet? Mag ek vra, is daar iemand wat hierdie paarskriffies glo? Is daar mense in hierdie plek wat glo hierdie woord is ja? En hierdie woord is amen? Alles sal verbygaan, maar sy woord sal bly. Tot in alle ewigheid. En ek moet vanmôre reguit dit sê, en hierdeur probeer ek nie propaganda maak nie, maar ek bring dit aan die getrouheid van sy gees ere. Ek gewaar sy teenwoordigheid in hierdie plek. Nou gewaar ek nie 'n heerlikheid wat my goed en lekker laat voel nie. Ek praat van 'n goddelike gesag wat ek ervaar om alle werke, alle boosheid vanmôre te vernietig en vanmôre te verbreek. En dat sy koninkryk in sy naam alleen verheerlik en geheilig sal word op 'n bonatuurlike wyse. Laat my toe om u net bietjie te herinner. En wanneer ek sê herinner, u almal ken die skrif baie mooi, en baie van u sê dit ook uit u kop uit, maar kom ons wees eerlik, elke keer, wanneer ek alhoewel ek die skrifte ken en weet wie hoor, is daar 'n nuwe betekenis. En dit bly lewend, en dit bly lewe gee. Ek noem vir u weer so 'n paar versies net, u vast te herinner, u in te bring in dit wat sy gees vanmôre wil sê, Johannes 1, hy bly weer daar sê, in die begin was die woord, en die woord was by God. Dan sê die tweede vers, en die woord was God. Sê die derde vers, alle dinge wat ontstaan het deur hom geontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Die vierde vers, in hom was lewe. En hierdie lewe was die lig vir die mense. En nou moet jy mooi luister. En die lig skyn in die duisternis. Met ander woorde, die lig wat woord is, skyn in duisternis in. En het openbaar wat in die duisternis aangaan. Met ander woorde, geen duister werk kan wegkruip nie. As dit kom by sy woord nie. Want hy sê sy woord is lig. Hy sê in hierdie duisternis het dit nie oorweldig nie. Neem kennis, die duisternis, leuns met ander woorde, negativiteit, en dan wil ek ook sommer sê dood, kan nie, en het nie, die lig geoorweldig nie. En dan wil ek dit nou reguit sommer hier gou sê, want hierdie goed maak my bekommerd in die tyd waar ons lewe met die moderne tegnologie. En vanavond vir ons jong mense, julle moet nugter wees wat julle kyk op AI, wat julle doen met AI, en wat julle sien op julle fone en dit. En luister mooi, die menigte van hierdie goed is daarop ingestel om hierdie woord af te maak. Maar hoor mooi wat ek vir julle sê. Wanneer AI sy maksimum gebruik het, bly God nog staan. Bly God nog 'n werklikheid. En AI self gaan ook buig. AI self gaan ook erken. Daar is net een lig. Daar is net een waarheid. Daar is net een opstanding. En dit is die lewende woord van die lewende God. Dit bring my en jou met ander woorde vanmôre tot 'n besef
saak, hoor, ek wil net 'n bietjie borduur. Maak nie saak waarin beland God se woord nie. Dit maak nie saak, met ander woorde, in hoe negatiewe situasie hy beland nie. Hoe negatief die omstandighede is, het sy in die siel, het sy in die gees, het sy in die liggaam, want dis waar die meeste negatief plaasvind. Dis waar die meeste duisternis inkom, of probeer om in te kom. Ek vat dit ver, ek borduur verder. Dit gaan ook na die fisiese. Dit gaan ook na enige situasie en omstandighede. Dit maak nie saak tot hoe erg die negatief is, waarin sy woord beland nie. Maar ongeag waarin dit beland, daai negatief, kan die woord nooit oorwin nie. Net so 2 of 3 glo dit. Hoor mooi wat sê ek. Ek gee nie om wat se negatiewe toestand jou siel, jou gees, of jou liggaam bereik nie. Wat sê ek? Ek sê, ek gee nie om wat voel jy hier en wat voel jy hier nie. Ek gee nie om wat sê die dokter vir jou nie. Ek gee nie om hoe voel jou gemoed nie. Ek gee nie om wat se stryd het jy nie. Maar luister mooi, nooit, maar nooit kan al hierdie negatief, al hierdie dood, al hierdie verwyderings ooit die woord van God oorwin nie. Ek wil hê met dit in jou binneste weet, die woord bly die alfa. En die woord bly die omega. Hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het daar niks ontstaan nie. En dan herhaal ek nou, in hom was lewe en die lewe was die lig. Met ander woorde, ongeag wat hoor jy, wat sien jy, wat ervaar jy, wat belewe jy, die woord. Sê vir hy negatief, my graf is leeg, ek het oorwin, alle mag, alle gesag, alle heerlikheid is aan my gegee. Nou hoe pastoor, dat daar geen negatief is, wat die woord kan oorwin nie. Luister mooi, ek het dit nou net gesê, alle dinge is deur die woord. Niks het ontstaan sonder dit nie. Dit beteken dan Mosaramando. Enige omstandigheid, enige negatief, as ondergeskik aan sy woord. Ag, as ek nou net so mag vra, dit vra ek net vanweë geestelike kommunikasie wat ek met hom het. Wie wil net vir hom dankie sê vir die eerbaarheid van sy woord? Luister mooi, hierdie is maar reispapier en is maar 'n bietjie ink. Maar luister, hierdie is 'n waarheid. En hierdie waarheid maak los. En hierdie waarheid maak vry. En luister mooi, hierdie waarheid, halleluja, hy skyn in enige duister posisie in. Hy skyn in enige doodsgees in. Hy skyn in enige negatiewe omstandigheid in. En hy openbaar een ding, my liefde is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg.
man en die vrou wat net kan hoor en dit toelaat. Dat die woord eerder lei as wat dat die omstandigheid lei. Van die omstandigheid het 'n manier om te wil verkrag jou geloof, jou vertroue, jou skrifkennis en ook wat die woord al na jou toe gebring het. Die omstandighede, die negatief, is daarop ingestel, met ander woorde, om jou hele siel, jou hele gees en jou hele liggaam in duisternis te plaas. En wanneer jou alles in 'n duister mag is vreugde weg, is blydskap weg, is 'n nuwe lied weg, dan neem depressiwiteit en negativiteit neem besit en dit wil jou doodmaak. Maar luister mooi, ek herhaal, ongeag wat hy doen, hy kan sy woord, die lewende woord, nie oorwin nie. Ek gaan 'n vreeslike stelling nou maak. Al het hy jou in die modder, in hierdie geval, in die laagte gegooi. Hoor mooi. En het jou vel afgetrek. En het jou senings gevat. En het jou vleis gevat. En net jou been het oorgebly. Dan bly die woord. Nog die mag. Nog die gesag. Wat die laaste sê het. Want dis net die woord wat kan spreek. Dis net die woord wat weer lewe kan gee. Dis net die woord wat geprofeteer kan word en alles wat Satan gevat het, wat omstandighede gevat het, wat probleme en krisisse gevat het, met autoriteit kan gaan terugbring en kan terugsit in 'n nuwe, oorwinnende, verheerlikende wyse. Hoor mooi, ons gaan net so rapsie verder. Hier Jesaja 55, hier plus minus die 11de vers. Dan sê hy, dis Jahwe self wat praat. Dan sê hy, so sal my woord wees. Dan sê hy, so sal my woord wees, wat vanaf my mond uitgaan. Dan sê hy, en dit, die woord, sal nie leeg terugkeer nie, maar het sal doen wat my behaag. En hoor my, en het sal voorspoedig wees in alles waartoe ek my woord stuur. Op grond van daardie skrif, Satan, bites the dust. Mag ek op grond van daardie woord sy salwing nou toelaat en sy mag nou toelaat en sê, ek haal alle sondaars, ek haal alle teruggevallenes, ek haal alle verkoudes uit alle magte van slawerny, van teruggevallenheid, haal ek terug binne in sy koninkryk in. Ek gaan ek nou 'n verklaring maak. Ek gee nie om hoe en wanneer het jy woord gehoor nie. Maar omdat jy dit gehoor het, is daar 'n lig. Of jy dit like of nie like nie, is daar 'n lig. En daardie lig openbaar vanmôre elke leë gees, elke teruggevalle gees, elke rebellie gees, elke gees wat nie hoort nie. Waarom het die lig jou pad langs gekom? Want hy het 'n prys betaal en hy's lief
vir jou en hy gee om vir jou en die Satan het gekom om jou te roof, te bedrieg en jou tot niet te maak. Maar Jaffa het gekom dat sy 'n lewe. En is hier iemand wat hom lof wil gee? Is hier iemand wat hom prys wil gee? Is hier iemand wat wil sê dankie? Genade! Gered! Dit beteken dat sy woord het die laaste mag, het die laaste sê, en het die laaste autoriteit, en die laaste krag. Ek kan dit vanmorgen verder vat. Dit het ook die laaste liefde. Dit het ook die laaste genade. Dit het ook die laaste ontferming. En die laaste barmhartigheid. Vergun my, wat ek verklaar nou in hierdie geeshelm, oor hierdie hele dorp, jou teruggevalle gees, sy woord, oorwin jou vandag, jou rebellie gees, sy woord, oorwin jou vandag, elke een van die woord gehoor het, roep ek terug, na die plek van julle Vader, van julle Skepper, julle Verlosser, halleluja! Hoor mooi, toe sê hy, dis Jaffa, vir my, mensekind, hierdie bene, met ander woorde, hulle wat dood is, hulle wat dor geraak het, hulle wat afvallig geraak het, hulle wat ongehoorsaam, jy sien, dis een ding om woord te hoor, dis 'n ander ding om te glo, dis 'n ander ding om te gehoorsaam. Hoor mooi, nou sê, hierdie bene is die hele huis van Israel. Nou jy mooi luister, dit beteken God se volk. Hoor mooi, God sê sy volk is dood. En daar kan net een rede wees, nie getrou gebly nie, nie volhard in die geloof nie, nie gedoen wat hy gesê het nie, hom nie gehoorsaam nie, nie gemaak soos hy sê, gemaak moet word nie. Hoor hoe onderskei hy hulle verder. Jaffa onderskei sy eie mense. En luister mooi, hy soek nie verskonings nie. Hy praat net waarheid. Hoor wat sê hy? Hy sê, kyk, hulle sê, met ander woorde, my hele huis Israel sê, ons bene is verdor. Met ander woorde, die lewe is uit ons uit. Ons vreugde is uit ons uit. Hoor mooi, ons verwagting is verlore. Dit beteken, ons het geloof verloor. Ons het vertroue verloor. Ons het hoop verloor. Ons het blydskap verloor. En daarom het ons geen verwagting. En omdat ons geen verwagting het nie, is die lewe uit ons uit. Duisternis, dood, omstandigheid besit ons, beheer ons en onderrig ons. Hoor wat sê hy verder? Hulle sê, dit is klaar met ons. Dis presies wat Satan doen. Met ander woorde, hy verwyder jou in jou gemoed so ver weg, sodat jy self nie meer besef, God kan my nog steeds hoor. En God, luister mooi, ek gee nie om vanmorgen waar het jy gedwaal nie. Ek gee
gee nie om vanmôre hoe lelik was jy nie. Ek gee nie om vanmôre wat se sonde jy gedoen het nie. Maar as jy eendag iewers al in die verlede sy woord gehoor het, dan het ek vir jou goeie nuus. Ek het vir jou toestand slegte nuus. Van die lig en die duisternis geoorwin. En ek ervaar nou in my gees hoe breek sy liefdeskrag die Here. Hoe breek sy woordkrag die Here om vanmôre elke swakheid te breek, elke lou en laksheid te breek, elke kansvattersgees met God te breek. Luister mooi, hy sê dien my in gees en in waarheid, dien my in heiligheid, dien my in opregtheid, soek die heiligmaking na, want sonder niemand God gaan sien nie. Hy sê in Hebreërs, in 4 en vlam, en ek gaan wraak uitoefen oor die wat my nie wou dien nie. Want waarom nie? Hulle het my woord vertrap. Vraag. Gedink dis nie so belangrik nie. Hoor mooi, hy openbaar hier, wat sê sy mense, sy eie mense, sê hulle geestelike toestand. Sy eie mense erken, daar's geen hoop meer vir ons nie. Nou moet jy weet, hoe ver het jy toegelaat, dat omstandighede jou vat. Snap hierdie ding? Ek gee nie om wat so omstandighede, ek het net nog gesê, het jy dit in jou siel is, het jy dit in jou gees is, het jy dit in jou lichaam is, het jy dit fisies is, het jy dit in jou werk is, het jy dit in jou finansies is, het jy dit in wat ook al is nie. Maar geen een van die omstandighede is sterker as die woord van ons God nie. Want die woord is lig. En luister mooi, hy het hom nie vir homself gehou nie. Hy sê, dis die lig van die mense. En die duisternis, sabarabarabando. Elke leemgees kan die lig nie oorveldig nie. Nou bid ek vanmôre, en ek lê op my aangesig, en ek voel verruk deur hierdie ontmoeting, hierdie ervaring. En ek hoor hoe spreek hy in my gees. En ek hoor hoe praat hy met my. En hy sê hierdie vir my. Hy vat my terug na my eerste gemeente in Botawil. En hy gee my gesig van hoe mense baie maal in die diens gestaan het, geloof geprys het, trane oor hulle wange geloop het, vanweë salwing, heerlikheid, blydskap, party uitgekniel en hoe God hulle ontmoet het, hoe hulle geleef het, en hy vat my na die Pinkkerk toe. En hy wys my gesigte daar, van mense daar, hoe hulle geleef het, hoe hulle ervarings gehad het, hoe hulle ontmoetings gehad het, en wat het hulle alles tot sy lof en eer gedoen het. Hy bring my na hierdie gemeente toe, en hy wys my hoe mense hier en hier, hom geëer, geloof, geprys, maar iewers het hulle afvallig geraak. Iewers het hulle toegelaat dat duister magte hulle koppe swaai, hulle harte swaai, en voordat hulle kon kry, toe kom hulle agter, ons is dorbene. En hy sê vir my vanmôre, is daar heiliglik mense, wat besef hulle is dor, omdat hulle rug gedraai het, op sy woord, nie geglo het, en nie gevat het nie. En hy vat hierdie hele 3 klagtes, en hy wys my, en hy maak dit duidelik, en hy spreek met my, in 'n benoudheid vat my, jy kan vir jouself dink, en ek voel raak hy my aan, en hy sê vir my, maar,
maar kan jy onthou hoe hulle my woord geniet het? Kan jy onthou hoe hulle op die woord gereageer en gedoen het? Daarom, ek het gekom en ek het my woord gespreek. En al hulle ondervindings het vanuit my mond gegaan. En ek hoor hoe sê hy, en daai woord binne in hulle, Nico, ek gee jou 'n belofte, my woord in hulle gaan nie leeg terugkeer nie. Wie is dankbaar? Wie is bly? Wie is dankbaar? Wie is bly? Hy sê my woord in hulle gaan nie leeg terugkeer nie. Met ander woorde, en hoor toe wat sê hy vir my verder, hy maak my attent. Hy sê, maak los vanmôre oor hulle. Maar hy ken my, ek het toe dadelik begin intercede daar. En ek het dadelik daar begin bid, en ek het dadelik daar begin spreek. En nou vanweer dit het ek 'n goddelike verwagting van 'n herlewing vir sy koninkryk. 'n Herlewing. Abarabarebando. Is hier een iemand, ek wil net vir 'n oomblik die pas markeer. Is hier een iemand wat besef, omdat sy woord alfa is, omdat sy woord omega is, het hy vanmôre die laaste sê, en gaan hy vanmôre inbring, halleluja, luister hierdie mense is moet verloorse vlakke, party het 'n verlange, party het 'n begeerte, maar het nie die guts om terug te keer nie, hulle voel selfbewus, hulle voel verkleineerd, maar ek gee nie om hoe jy voel nie, daar's 'n woord, daar is 'n lewende woord, en daardie woord breek vanmôre elke gees van duister werke, en wie wil om my voorbeeld 'n lofoffer gee, die doen dit vanmôre, die breek vanmôre elke leuen gees, elke verkeerde gees, elke duister werke, en die gee lewe. Terwyl ek bid, maak ek my mooi attent. Hoor nou wat sê, as jy profeteer en sê aan hulle, so spreek Jaffa. Kyk, ek sal julle grafte, julle grafte oopmaak, en julle uit jou grafte laat opkom. My volk. Waarvan praat ons? Ons praat van goddelike gesag vanmôre. Ons praat van bonatuurlike gesag. Laat my net vir 'n oomblik vry in die gees. Jou rebelliegees. Ek wys jou vanmôre. Jou rebelliegees. Daar's 'n lewende woord wat vanmôre jou stroop van jou rebellisme, wat breek elke rebellie binne in jou, en die woord van God maak vanmôre grafte oop, en hy haal teruggevallenes uit, hy haal verkoudes uit, hy haal lammes uit, hy haal siekes uit, en vanmôre gee hy 'n lewe, gee hy 'n ywer, gee hy 'n insig, gee hy 'n aanraking. Hoor wat sê sy woord, en hulle sal self uit. Met ander woorde, soos die verlore seun, het daar ook iets gebeur, deur ver, dat hy besluit het, ek gaan opstaan, uit my graf uit. Ek maak hierdie lewe los vanmôre. Pastoor, hoe maak jy dit los? Ek maak dit los, want sy graf is leeg. Hy het oorwin. Hy het al die mag, en hy het al die gesag.
En ek roep vanmôre elkeen wat in hierdie gebou was, elkeen wat in hierdie gemeente was, elkeen wat in die Pinkkerk was, elkeen wat in Botawil was, en dan gaan ek verder vanmôre, elkeen in elke ander gemeente binne in hierdie dorpe, wat was, en wat al woord by God gekry het, maar teruggeval het. Ek breek vanmôre elke gees van ongehoorsaamheid, ek bestraf vanmôre elke gees van teruggevallenheid, en ek spreek sy lewe. Mag ek vra, wie is dankbaar vir sy woord? Halleluja! Sy woord, die oorwinning. Hy sê, die duisternis het hom nie geoorwin nie. Met ander woorde, hy hoor nou wat Jaffa self sê, sal 'n grafte oopmaak, en as jy uit julle grafte laat opkom, o my volk, en as jy, ek sal julle bring in die land van Israel. Wat beteken dit vir ons? Hy sal ons bring in sy heerlikheid. Hy sal ons bring in sy oorwinning. En julle sal weet dat ek Jaffa is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit die grafte laat opkom, o my volk. Ek gaan hulle nie net opwek nie. Met ander woorde, ek gaan hulle nie net 'n oortuiging gee nie. Hoor mooi wat sê, en ek sal my gees, die gees van waarheid, die gees van profesie, die gees van oortuiging gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land. Met ander woorde, hy gaan ons vestig in ons roeping, in ons bediening, in sy wil, en sy plan met ons. Ek gaan hierdie uitnodiging tweeledig maak. Nommer 1, wie glo vanmôre sy woord wat sê, sy volk, wie al sy woord het, daai woord gaan nie leeg na hom toe terugkeer nie, maar daai woord gaan doen, dit gaan hom behaag. O, halleluja, oorwinning gee, oor ons waarna hy daai woord gestuur het. Wie glo saam my vanmôre, saam sy woord vanmôre, hy bring nou almal terug. Met ander woorde, geen kritiek teen teruggevallenheid nie, geen kritiek teen 'n swakheid nie, maar vanmôre 'n blydskap, vanmôre 'n vreugde, sy woord oorwin, oor sy woord breek alle magte van die bose, sy woord gee heerlikheid, sy woord gee guns, en deur sy woord bring hy in, bonatuurlik, in sy koninkryk in. En dan nommer 2, jy sit hier vanmôre, en jy besef, en terwyl ek nou vanmôre hierdie woord gekry het, dan openbaar hy aan my, spreek hy met my. En dis presies hoe Satan werk. Dan wys Jaffa vir my, daardie spesifieke siel oorwinning. En as Satan weer omstandighede stuur, dat daai siele nie vanmôre hier is. Daarom wil ek jou waarsku vanmôre, dink voor jy 'n diens skiep. Geen nie om wat jou verskoning nie. Jy skiep 'n ontmoeting met God. En as jy hom geskiep het, het jy hom geskiep. As jy hom verlore is jy hom verlore. So raak meer verantwoordelik. En koop jou heil uit met vrees en met bewering. Maar vanmôre sit jy hier, en jy besef, my omstandighede is besig om my vel af te trek. Is
besig om my vleis af te trek. Is besig om die lewe uit my te haal. Want iewers het ek woord vergeet. Ek het nie woord behou nie. Ek het nie woord bly bid nie. Ek het nie woord gehoorsaam nie. Ek was nie aan hom getrou nie. Ek het nie aan hom gedoen soos ek moes gedoen het nie. Ek kom kort. Daarom vreet vrees en benoudheid my. En ek begin angstig rondkyk. Want ek weet nie waar gaan my hulp vandaan kom nie. Maar vanmôre hoor jy hy sê, sy woord is 'n lig en 'n lamp. En die duister magte het hierdie lig nie geoorwin nie. Met ander woorde, jy sê vanmôre, wek my weer op. Gee my nuwe lewe. U lewe. En in besonder, laat u gees my besit neem. Sodat ek siel, gees en liggaam lewendig kan word. Sodat geen omstandighede ooit weer my beroof en my vel van my aftrek. My mismoedig maak en klein gelowig maak nie. Jy sit dalk hier vanmôre met so 'n krisis, heel eerste, dan staan jy gou op, kom staan hier voor. Ek gaan vir jou hande oplê en vanmôre sy lewe oor jou losmaak. As jy so iemand is. As jy nie so iemand is nie, dan gaan ons almal opstaan en dan gaan ons vanmôre bid as 'n eenheid vir hulle wat daar buite is, dat hulle sal inkom. Dus bedien hulle eerlikheid en opregtheid en besef vanmôre, hy wil my graf oopmaak. Hy wil my graf oopbreek. Hy gaan nie my graf net oopmaak en na my kyk nie. Hy sê, ek gaan 'n lewe aan my gee om uit hierdie graf uit te kom. U kyk nie nou rond nie, u loop nie rond nie, u respekteer God se gees. En u respekteer hierdie siele en sy werking en sy volheid. Halleluja. 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 Kom ons staan allemaal. Steek jou hande uit naar die hemel. Of draai nie rond met jou hande nou. En sê ons roep nou allemaal uit die graf te druk. Uit hulle doodsteenere toestand roep ons terug. Die woord bring lewe. Die woord bring lewe. Die woord gaan nie leeg. Die woord gaan nie leeg. Die woord gaan nie leeg. Die woord gaan nie leeg terugkeer nie. Maar die woord gaan doen. Die woord gaan nie behaal. Die verheerlik. Die prys. Woord was sy wees. Kamaraborabarayenda. Geniet hom, hy is jou redder. Hy is jou verlosser. Hy maak jou lewendig. Geniet hom, geniet hom. Oh, jou voorspieler. Jou geneesheer. Kamarabarabanda. Geniet hom. Glory, glory. Waarom alleen? Weer los. Weer vrij. Oh, halleluja. Elke wat in oorwinning is, gee hom 'n hand of gee hom 'n lof. Of gee hom 'n prys, gee hom 'n halleluja. Roep hom heilig. Roep hom heilig. Prys sy groot naam. Ek wil sy woord wat jy vanmôre gehoor het, sy woord, nie Nico se woord, sy woord, verseël in jou hart. En geen duister werke sal jou oorwin nie.
Maar die woord gaan jou deurdra en jou oorwin. En jy gaan nou met hierdie vreugde, nou gaan jy na sy tafel toe, en jy sê, nou eet ek die woord. Met ander woorde, ek bring die woord nou ook, deur manifestasie, binne in my in. Nou is ook my liggaam gebless. My gees, my siel gebless. My handel, my wandel. En dan sê jy, ek drink nou die bloed. Sodat elke bose, dorbene gees ver van my af sal wegwees. Glo jy dit? Gaan na sy tafel. Sê Roepersfontein nie, dis sy tafel. Eet dit, geniet dit. Tot sy lof, tot sy ere. Prys hom, prys hom, prys hom. Ons wy onsself toe aan die woord wat skerper is as enige tweesnydende swaard en skryding bring tussen jou gees en jou siel. Wat gebeur met omstandighede? Dit vind huisvesting in jou siel. Jou denkpatrone en jou emosies. Maar die woord, hoewel die siel onderwerp aan die woord is die instrument van die gees, maar die woord bring skeiding, sodat daar 'n openbaringskennis, 'n lig. Dit is nie meer hoe jy die woord uit jou siel verstaan nie, maar hoe jy hom nou verstaan dat daai woord jou gees kan gryp, want die woord is die influence op ons sielende dimensie. En nou, wees geseënd met die woord wat lig is, wat Lazarus uitgeroep het. Hy het al gestink, man. Hy was nog nie bene nie. Daar was nog meer lewe in hom as in daai beendere. Maar die woord van Jah word vasgevang in die beendere, sê die profeet. Sê my beendere brand soos vuur. Want die woord is gevang in my beendere. En daardie beendere het vanoggend lewend geword. En hy het veroorsaak dat ons opstaan.